Goeiemôre almal. Ek dank die Here vir die geleentheid om die boodskap vanoggend te bring. Kom ons gaan net in gebed na die Here toe en vra dat hy ons in sy woord sal lei. Ons wonderlike Hemelse Vader, o Heer, U is groot en almagtig, Heer, in die liefde en die heerlikheid en genade en barmhartigheid, Heer, is onbeskryflik groot. Dankie Heer dat U ons nie alleen oorgelaat het, Heer, aan onsself nie, en dat U wil aan ons bekend gemaak het, Heer. En waar ons vanoggend uit Markus 6 uit gaan lees, vra ek Heer, dat ons oë oopmaak om te kan sien, Heer, en ons ore oop te maak om te hoor wat die Gees, wat U Gees aan ons sê, Heer. Help ons om te verstaan en ook prakties in ons lewens toe te pas, Heer. Ek wil in Jesus Christus naam. Amen. Soos wat die meeste van julle weet, was ek vir die laaste paar weke onder die rug gewees. Ek het vir 'n operasie gegaan. Aanvanklik het ek gedink dit gaan met 'n klein operasietjie wees en dit sal 1, 2, 3 wees, dan sal ek weer op die been wees. Kollega by die werk het my egter gesê, is nie so eenvoudig. Die operasie mag dalk vinnig en redelik klein wees, maar die herstelproses is 'n lang uitgerekte proses. En so die dokter my afgeboek som net daar 2,5 weke kon nêrens ry nie. Dis redelik goed rus en herstel. En so het ek gemaak. En wat maak ek? Dis 'n nou die rug meeste van die tyd. Ek nie geweet dis kan so baie slaap nie. Oor die algemeen word ek wakker in die middel van die nag en ja, ek is so baie geslaap. Ek het hierdie nag regdeur geslaap en dan het ek nog in die dag ook geslaap. So dis my net, wow, is dit moontlik om so baie te kan slaap? Maar ja, dit het gebeur. Wonder. Maar gedurende hierdie tyd het ek tyd gehad om te leer. Ek het John Barnett, Dr. Barnett se lesse gekyk op YouTube. En wat 'n wonderlike lesse het hy daarvan om te leer. Ek het weer groot gedeeltes van Openbaring gegaan. Hy het 'n wonderlike manier. Ek het inderdaad een keer laat kyk hoe hy op 'n praktiese manier vir ons verduidelik het hoe die 144,000 getuies van God gedurende die groot verdrukking van toepassing is op ons. Soos hulle geseël was deur die geseël gaan word, want die Bybel sê ons kan geseël was. Op hulle voorhoofde is hulle geseël deur God. En ons is ook as gelowiges in ons Here Jesus Christus as ons verlosser aanneem, ook geseël deur die Heilige Gees. Dus as hulle groot sendingveld op voor hulle het ons ook gesendingveld om die wonderlike nuus van Jesus Christus aan mense rondom ons te vertel. So ja, dis net so 'n bietjie van dit. Wat my nogal opgelet het, ek het nie net John Barnett geluister nie. Ek het geluister van mense wat tot geloof het gekom. Hoofsaaklik in die Midde-Ooste. Moslems, duisende moslems wat tot geloof kom. Dit is net besonder om te sien hoe die evangelie mense verander. En die boosheid van die Islam geloof blootgelê word. Daar is ook onder die evangeliese sending en geloof in Frankryk 'n oplewing, waar daar baie mense in Frankryk ook wegbeweeg van die ou tradisionele Rooms-Katolieke geloof na die evangelie. In Japan is daar ook mense wat tot geloof kom. In die Midde-Ooste is dit Iran, is daar groot groei onder die huiskerk beweging in ons is. Ek het hoe kan ek sê, op my WhatsApp status is dit deel van 'n vrou wat getroud was met Hamas. En haar pa was ook 'n Hamas. En sy het tot geloof gekom deur haar broer
die evangelie eerste gekry. So, ja, dit is wonder hoe lang mense tot geloof kom wanneer die evangelie gedeel word, reg oor die wêreld. Dis ook hartseer om die bevolkte kerk te aanskou om te sien wat gebeur in Iran, Iran ook. Dis net verskriklik dat hulle met gelowig gestaan het. Maar in Sudan en in Nigerië word duisende gelowiges afgemaak. Maar wat 'n wonderlike getuienis is om aan te aanskou dat hulle sterk staan in geloof. Nou, Jesus Christus vir hulle sondes betaal, want hulle uitsien om as Here te ontmoet. So dit was alhoewel ek op my rug was, het ek 'n geseënde tyd gehad om te aanskou hoe die Here werk reg oor die wêreld. Saam met dit natuurlik is daar baie dinge wat net World Council of Churches. Hulle idee is om die groen moeder aarde te beskerm, so op allemaal plekke te bly. Dat elkeen hulle verskille op sy sit en saam beweeg as die sogenaamde Christelike kerk. Dis hartseer dat dit so is. Ons weet die duiwel het sy manier hoe hy werk. So, ja, ek dank die Here. Wat my opgelê het is, ek het na 2 vrouens van Iran geluister, en een vrou, nadat sy was in Amerika toe, sy terug Iran toe, en dis een wat deur haar broer tot geloof gekom het, met sy vlugtelinge help ontsnap. En sy het vir Amerikaners gevra, selfs Christene, Amerikaanse Christene, vra asseblief wat redelik geld help. En niemand het haar help nie. En die Here het op haar gedruk, gee wat jy het. En sy het geld bymekaar gemaak vir haar kinders om te gaan studeer. En die Here sê nie, haar geld, sy het vir Here gegee. En die Here het gebruik om gelowig is van vervolging te red. En ook dat daar meer Bybels gegee word in Iran. En dit is nou, ek prys die Here daarvoor. So vanoggend gaan ons lees in Markus 6, ons gaan Markus 6 vers 30 tot 34 lees. En ek gaan vra dat jy dit moet draai. En die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle geleer het. Ek gaan net so 'n bietjie stop hierso. Dit is nou, die vorige preek het ons geleer van dat die disippels uitgegaan het. Jesus het hulle 2 uitgestuur reg oor Israel om mense te vertel van die evangelie, om mense gesond te maak en duiwels uit te dryf. So hulle is toe nou by mekaar. En dit is net die konteks van waar ons nou is in die Bybel. Lees verder. Vers 31. En hy, dit is Jesus, sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in eensaamheid. En die skare het hulle sien weggaan. En baie het hom herken en te voet van al die stede af daar saamgestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. Toe Jesus uitklim, dis nou die skuit, sien hy 'n groot menigte. En hy het hulle innig jammer gevoel
omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dis reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die buiteplekke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulle self te koop. Want hulle het niks om te eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? En hy sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle 5 en 2 visse. En hy het hulle beveel om almal klompies op die groen gras te gaan sit. En hulle gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disippels om dit aan hulle voor te sit. Ook die 2 visse het hy onder almal verdeel en almal geëet en versadig geword. En hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol getel en van die visse. En die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne. Tot sover. Luister. Wat het julle hier te gebring? Hoekom is julle hier so vandag? Hoekom is julle hier in hierdie gebou vandag om na hierdie boodskap te luister? Iets bring ons hier, iets trek ons hier. En as ons nou kyk, toe Jesus nou op die aarde was, en hy na die oorkant gevaar het van die meer, en dit is die see van Galilea, is daar ook iets wat 'n skare mense, waarvan er 5000 mans is, maar is nou die vrouens en die kinders, en almal getrek het. Hulle het Jesus gesoek. Jesus Christus. Hulle het die waarheid gesoek. Wat is honger. Nou, die see van Galilea, soos julle hier op die skerm kan sien, is 21 meter lang, en hy is 13 km breed. 21 km lang en 13 km breed. So dis 'n redelik kleinerige see, of soos 'n baie groot dam. En hulle kon sien, Jesus vaar oor na die ander kant. En die mense het geweet, dis Jesus, dis hy, wat hom gesoek. Hulle is honger. Iets het hulle so getrek. En dis honger vir die waarheid, dis honger vir Jesus Christus. Hulle het Jesus Christus gesoek. Elke van julle is ook hiernatoe getrek vanoggend. Met 'n rede. Ons kan op enige ander plek nou wees. Dit kan op die golfbaan wees, dit sal by die swembad wees, dit is warm. Maar nee, ons is hierso. Ons is hierso vir die Here, want ons soek God se woord, ons soek Jesus Christus, wat ons hom soek. So ek het vanoggend verklaring om te maak. En die verklaring is, ons het die brood van die hemel net hierso. Die brood van die ewige lewe het ons hier, net hier. Net hier. Dit is die brood van die ewige lewe. God se woord. En hierin leer ons van Jesus Christus. En Jesus het natuurlik van homself ook as van die brood gepraat. So dis nie net fisiese brood wat hulle geëet het nie. Die mense het daar gekom om die waarheid te kry. Wat Jesus gedoen het, hy het gepreek. Hy het die evangelie, die woord van God, aan hulle verkondig toe aan die ander kant kom. Want hy het gesien, hulle is soos skape sonder 'n herder. Hulle is honger, hulle soek. En Jesus Christus het gegee en bevredig. Hy het die woord van God gegee. In Johannes 6, en as jy ons nie op blaai, as jy meer as welkom, 6 vers 53.
Ek lees van vers 53 tot 59. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Vir my vlees eet en my bloed drink die ewige lewe, en ek sal opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, ek bly in hom. Bly hy in my en ek in hom. Dit is mekaar. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders en manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot die ewigheid. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig het. So Jesus Christus is die brood. Hy het ook gesê dat mens sal nie van brood alleen, dis nou fisiese brood leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die brood van die ewige lewe vir ons. Natuurlik, hierdie stukke wat ek nou in Johannes gelees het, hierdie gedeelte gelees het, Johannes 6 vers 53 tot 59. Jesus het op daardie oomblik baie disippels gehad. En toe daardie disippels, toe hy nou sê hy is die brood, toe baie van die disippels sê, nee, die boodskap is net te swaar vir hulle en weggegaan. En daar is 12 agtergebly. En Jesus het vir hulle gesê, nou wil julle nie ook weggaan nie? En hulle sê, waarheen, hier is die Here Jesus Christus. En so hulle besef, hoe kosbaar die brood is, wat vir ons gegee word deur Jesus Christus, die woord van God. In hierdie wêreld vandag is daar baie van borskos. En ons is so lus vir dit. Dit kom in baie vorme voor. Kyk, ek self hou van rugby kyk. Nie dat ek sê rugby op sigself is verkeerd nie. Maar die prioriteite moet reg wees. En my dieet moet reg wees. Wat neem ek in? Daar is 'n klomp vlees en die bose kom en dit mislei mense. Maar kom ons wees 'n bietjie meer geestelik. Alhoewel daar ook geestelik is, bose wat daarin kan wees, maar hoeveel mense maak nie buite Bybelse, hoe kan ek sê, statements, ek in Afrikaans woord vir statements, maar sê dinge wat nie Bybels is nie, en mislei mense. Ek is jammer maar die moslim geloof. Ek weet dat in die Koran staan. Ek het groot gedeelte daarvan gelees. Dan sê die mense van die boek, hulle nie reg op lewe nie. En daar is baie aan kerke wat sê dat 'n mens kan self in sy eie God wees. Daar is nie 'n God self nie. Ongelukkig hulle is daar. Daar is mense wat sê, ek kan deur my eie dade kan ek geregverdig word. Ek nie die brood nodig nie. Ek nie Jesus se redding nodig nie. So ons moet mooi let op dit wat ons inneem. En hoe meer ons van die brood eet, hoe meer groei ons. En sonder die brood kan ons nie groei. Baie van ons het groot geword in gesinne waar daar 'n Bybel is. En ja, die Bybel is daar.
Hy lê op die rak. En ja, ek so, my wil oopdraak. Maar die kosbaarheid van dit wat die binne staan, word nie aldag wat lewe. En Jesus Christus het vir ons gesê, dis van dit eet van daar's lewe, ewige lewe in. Nou, die kernboodskap van die woord is Jesus Christus, is die evangelie. Hoekom dit so wonderlik is om te eet, om lewe te kry, om dit lewe gee, is dit wat hierin staan, as ons gehoor gee, ja, dan bring dit vir ons ewige lewe. Nou, wat is die kern? Die kern is, ons is sondaars, ons verdien dit om vir ewigheid op God te wees. Sonder enige vrede, altyd honger en nooit vervul nie. Daar is niemand wat goed doen. Almal het gesonde en ontbreker van die heerlikheid van God. God het sy rug ons gedraai sy nie. Sonder Jesus Christus, sy woord, is daar nie woord nie. Dit is deur hom wat ons gered word. En natuurlik sy dood van die sonde dood, die ewigheid weg van God af. Waar ek nie moet wees nie. En daar's geen rus nie, daar's 'n ewigheid van pyn wat voor lê. Vir die wat nie die woord van God in die eie. Maar die wonderlike nuus is dat Jesus Christus ons baie lief het. En soos ons hier sien, die Jesus Christus die mens innig daarna gekry. En daarom het hy gekom om ons te red. Deur vir ons aan die kruis te sterf en sy bloed vir ons te vloei, sodat ons sy brood kan eet en sy wyn kan drink, sy bloed kan drink. So, en hierdie is teken, simbole wat ons verduidelik hoe God se genade werk en hoe sy liefde werk. En dis deur dit in te neem, want baie mense brood kan net al lê op die rak. En ek eet dit nie. Ek kan baie weet van die brood. Maar ek het nog nooit 'n hap gevat nie. Dis 'n mooi storie, Jesus Christus. Maar ek het niks geëet. Ek weet die stap wat geloof moet wees die Here, ek weet my nie. Ek het nie moeite gemaak om die Bybel te lees nie. God sê, nader tot my, en as ek so nader, Jakobus 4 vers 8. So die rede is, hoekom is ons hier? Die vraag is, hoekom is ons hier? Soek ons God, soek ons die waarheid, is honger. Maar baie mense is honger, dan weet nie waarvoor honger is. Ja, honger man. Eet alles behalwe die brood van ewige lewe, maar word nie vervul nie, bly honger. Soek iets van meer dinge hê, karre en rygoed en huis en vakansies en alles, maar dit bevredig my nie. Was net een brood wat kan bevredig. En dis die brood van Jesus Christus, sy liggaam vir ons. So ek gaan vinnig gou uitstel deur die verse gaan, en bietjie meer in detail te gaan, maar nou dat ons weet, dat Jesus Christus die brood is, kan ons bietjie meer op 'n praktiese manier sien, hoe dit daar toegepas is, en hoe dit in ons lewens toegepas kan word. So in vers 30 het ons gelees, en die apostels het by Jesus saamgekom, en ons alles vertel, wat hulle gedoen het, en hulle geleer het. Hulle het hulle oorvinding gedeel op mekaar, en hoe hulle die evangelie uitgedeel het, die brood aan mense gebring het. En so deel ons op, hierso, dit is 'n tyd, Jean-Pierre het gesê, tyd vir getuienis, waar ons nog getuig van dit wat Jesus Christus doen, wanneer die brood uitgaan in die wêreld.
Nou, sy disippels nader uitgegaan het, en ons nou by mekaar gekom, is aan woeg en uitgeput. Dit moeg gewees. Dis 'n harde werk. Die evangelie uit te deel is nie noodwendig maklik nie. In so mate dat Jesus vir hulle gesê het in vers 31, kom self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. Ek kan nogal dink dat hulle uitgesien het na 'n bietjie van 'n semi-vakansie om te rus. Yes. En hier is dit moeg. Nou, in Lukas 9 lees ons waartoe hulle op pad was. Dis 'n plek met naam Betsaida, en dit is 'n verlate plek naby Betsaida. So ek het nou hierso kyk, die kaart is so 'n driedimensionele kaart wat ek van Google af gegenereer het. So in die noord is 'n bietjie skuin, so die noord is eintlik daar links op regsom. Is Betsaida in die noord oostelike gedeelte van die see van Galilea. So jy kan sien, is nou nie baie duidelik nie, maar het lyk 'n bietjie groenerig daarso en 'n bietjie van 'n platterige vlakte met klomp heuwels en berge rondom dit. Hier's 'n bietjie ander foto, 'n bietjie meer van bo af, waar mens nou mooi kan sien Betsaida daarso, en daar is so baie bruin droë gedeeltes, lyk 'n bietjie anders daarso. Nou, en van bo af kan 'n ou sien waar Betsaida is, nou reg van bo af. Nou, die presiese plek waar Jesus die mense gevoed het, is hulle nie 100% seker nie. Ek het nie gaan kyk wat se bronne daar was, en ek het by 'n blad met naam Haaretz.com het hulle 'n foto van 'n ligfoto van bo af geneem waar hulle dink dit is, maar hulle het 'n idee wat omtrent waar dit is. Die plek van Betsaida, hulle het opgrawings gedoen en kyk na die geskiedenis en so. So, hulle was op pad om daar te gaan rus. En natuurlik, soos ek gesê, die see is nogal klein en die mense kon natuurlik sien waarna Jesus natuurlik op pad was. Maar net, ja, nou het hulle oorvaar na die plek om te rus, oor die see van Galilea, en dan natuurlik al mense gekom. En dit is net mense en mense en mense net so honger en hulle het diepte hongerte na iets. Nou in vers 33 het ons gelees van en die skare het hulle sien weggaan en hulle het hom herken met 'n voet van al die stede in die omgewing saamgestroop en voor hulle uitgegaan by die kom. So toe Jesus nou daar kom, ek kan nogal dink wat of ek wonder partykeer. Nou, wat het die disippels gedink? Jesus sê, Jesus, jy gaan rus. Nou kom hulle nou, sien hulle die strand, of die rand van die meer. Ek dink die gedeeltes het strand, maar gedeeltes maar net bos en dit. Maar so hulle nader kom, is net massas mense, en hulle dink, okay, ek weet nie of ons enigstens rus gaan nie. En, soos hulle nou honger te gehad het Jesus hulle begin leer. Maar sy disippels, en soos ons maar mens ook is, het op daardie oomblik egter nie baie deernis gehad vir die mense wat vir wie Jesus gepreek het nie. Want toe het begin laat raak, toe nou natuurlik Jesus daar land, en hulle dink nog 'n bietjie rus, en Jesus gepreek, en dit raak nou aan. Daar begin dit donker te raak, en die mense is honger, fisies honger ook, en kry hulle geestelike kos, maar hulle het fisies ook honger geraak. En die disippels kom na Jesus toe. Here Jesus, ons moet nou klaar maak. Hierdie mense kan nie bly nie. Hulle is honger, moet ergens gaan kos koop. En ja, asseblief. En hulle is oorweldig deur al die mense. Jesus het hulle natuurlik beproef om vir hulle te sê, hoorie maar in vers 37. En dan word hulle sê, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? Nou,
dis omtrent dit wat hulle gaan doen, die ontkenning. En ja, ek was nie genoeg nie, Here. Dit wat ons het, sal nie al die mense kan kos gee. Hulle vind toe, sê jy, Johannes praat met seentjie, maar net 'n ou raaitjie daar, wat 5 vars brode en 2 visse gehad het, en hulle gee dit vir Jesus Christus. En dis toe die wonderwerk gebeur. Vers 41 tot 44 lees ons. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disippels om aan hulle voor te sit. Toe die 2 visse het hy onder hulle almal verdeel, en almal het geëet en versadig geword, en hulle het van die brokstukke 12 mandjies vol opgetel, en van die visse. En wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne. Nou, wat interessant is, die evangeliese boeke in die Bybel, is die eerste 4 boeke, waarvan die eerste 3 boeke die synoptiese evangelies is. Waar is nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Vertel van Jesus Christus toe op die aarde was in verskillende hoeke. En sommige gebede is deur al 4 genoem. En dit maak dit baie besonderse. Hoekom het die Here toegelaat dat 4 verskillende hoeke op na sekere gebede in die Bybel gewys word. En as ou dink aan die konsep van Jesus Christus die brood, hoe belangrik dit is vir die Here, dat ons verstaan dat Jesus Christus God is, en wat hy ook die brood is, van die ewige lewe is, en dat hy vermenigvuldig, dat hy die wonders doen. En wat het hy gedoen? Hy het die disippels vir hulle gesê, in 'n ordelike manier, gesê, laat die mense groepie sit en gaan deel die brood uit. Nou net soos Jesus sy disippels gevra het hy natuurlik vir ons ook gevra. Wat doen ons met die brood wat ons ontvang het? Deel ons dit ook uit? Die brood van ewige lewe? En dan wanneer ons dit doen, en natuurlik hoe doen ons dit? Ons deel die inhoud van wat hier binne staan met mense, deel ons met mense, ons deel die brood uit. Dit word vermenigvuldig. Meer en meer mense hoor die woord van God. En dan aanskou ons hoe Jesus die mense wat tot geloof kom vermenigvuldig. En meer mense kry die ewige woord van God. Meer mense kry Jesus Christus. En vandag is tyd natuurlik 'n baie kosbare besitting. Dit is 'n besonderse duur kommuniteit. Ons saam lewe in hartlike tempo en ons werk vereis al die tyd wat ons het. En vir die wêreldse boodskap, sy evangelie is, tyd is kosbaar, so spandeer soveel moontlik tyd aan jouself, sodat jy 'n beter mens en gesond kan wees. Dis die wêreldse boodskap. Spandeer tyd aan myself. En hierdie tyd van die jaar natuurlik raak ons aan. Want dit is hoe al die werk gedoen kry voordat die Desember vakansie aanbreek. En ons trek terug in ons dorp. En intussen is daar mense rondom ons wat honger is. Hulle is honger, maar hulle weet nie na wat is hulle honger nie. Hulle is honger na iets, na vrede met God, na die brood van God. Net soos wat Jesus se disippels oorweldig was deur al die mense, word ons ook oorweldig. Ons is mens, dit is moeilik. En dit is waar genade natuurlik inkom. Want sonder Jesus kan ons niks doen.
Jesus is baie duidelik, sonder hom kan ons niks doen nie. Ons lees dit in Johannes 15 vers 5. En wanneer ons na ons eie vermoëns probeer, dan kan ons niks bereik. Ons sal niks bereik nie, ons sal nêrens toe kom nie. Dis Jesus se krag alleen en sy genade wat dit moontlik maak. Ons het 'n opdrag gekry. En ons almal ken dit. Ek preek dit elke keer as ek voor staan vir die laaste hoeveel Sondag. Die groot opdrag. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hy sê natuurlik, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So daar's baie mense rondom ons wat honger is vir die evangelie. Is dit nou jou pa, jou broer of suster of eggenoot of kinders of kollega by die werk? Mense is honger. Dit is interessant dat mense baie so blind is dat wanneer ons hulle die brood gee, dan maak ons daar ander disippels van Jesus Christus en dit is te swaar vir ons. Soek dit nie. Maar wanneer ons dit kry ons dit en dit prys die Here en dit is dit aan. So kom ons kyk na die voorbeeld wat Jesus stel het. En ek gaan dit op die bord gooi. Het jy die deernis wat Jesus gehad het vir die verlore mense rondom hom? Indien nie, is dit hy wat jou oë sal oopmaak om dit te sien. Nou ek kan onthou, so ek sê 2-3 jaar terug het ons by CMI, het ons deur 'n boek gewerk, Share Jesus Without Fear, deur William Fine. En pastoor John het gesê, hoe kyk ons na die mense rondom ons? Kyk ons deur die bril van Jesus Christus, deur sy liefde. Hoe lief het jy die mense rondom jou? Ek raak maar 'n bietjie selfsugtig. Ek het nie so baie lief as ek moet lief het nie. Want die liefde is om die brood te deel, om uit te gee, na omreding. Is ek lief genoeg om dit met mense te deel? Selfs wanneer hulle dit nie wil hoor nie. Nou tough love, soos die Engelsman sê. Wat is 'n regte tough love? Is om mense te sê, julle is sondaars, julle het Jesus Christus nodig. Die Here Jesus Christus het my bevry. Ek is sy kind. En dan sê ek wil dit nie hoor nie. Asseblief vat dit weg maar af, ek glo nie. En dan hou ons aan, want ons het lief. Maar daarin liefde moet ons vra. Jesus Christus gee daarin liefde, soos in 1 Johannes 4 lees. Dis God wat die liefde gee. So vra hom om jou daardie rol te gee. Vra van God om jou te leer liefde hê, om na mense rondom jou te kyk deur sy bril, wetend dat hulle verlore gaan, met ewigheid weg van God gaan, ewigheid vol pyn. En natuurlik, wat doen jy met jou tyd, veral wanneer jy moeg is, en uitsien na vakansie? En dit word so mooi deur die wêreld bemark. Jy gaan daartoe, lekker. En ja, dit is lekker om te rus. Dit is waar. Maar moenie vergeet dat ons iets baie kosbaar het en wat mense vrymaak. So natuurlik, dis Jesus wat die wonderwerk doen. Dis Jesus wat mense tot geloof bring. Laat ons net getrou wees en Jesus Christus te vertrou. En die vraag is, vertrou jy Jesus Christus om dit te gee wat nodig is? Want om die evangelie te deel is baie interessante ding. Mense verskil met mense praat. As dit behoeftiges is, en dit kan behoeftiges wees, want baie keer gaan mense deur moeilike tye, hulle het kos nodig, of hulle het geld of hulp, finansiële hulp nodig, en alles.
is 'n manier hoe God hulle trek. Hy sê, "Wil jy pel, jy is nie mooi met die verkeerde pad, né?" En dis dan wanneer daar van ons verwag word om nie net geestelik die woord van God te gee, die brood van God gee, maar ook fisiese brood, soos kos of geld of wat ook al ons het. En dan loop na die begroting knyppuntjie. En dan sit ons aan God te vertrou om te voorsien. Want as ek vasstel my geld, is my hande nie oop om te gee. En so God verwag van ons om te gee. So om die evangelie te gee, is baie keer baie meer kompleks as net om die woord van God te gee. Daarvan is natuurlik van ons om ook onsself te gee. Dit behels om onsself te gee. Om te wys hoe Jesus Christus ons lief het en vir hulle lief het. So die seun was beskikbaar, hy het gegee. Hy het sy visies en brood, of die brood en visies gegee. En is julle beskikbaar om te gee en vertrou julle vir Jesus Christus. Dis net hy alleen wat in mense se geestelike en fisiese behoeftes kan voorsien. Hy gee vir ons dit wat ons inkomste het gee. Die woord van God wat gratis is, het hy ook vir ons gegee. Dis sy liggaam wat vir ons gebreek is, en sy bloed wat vir ons gevloei het, sodat ons versadig kan word daardeur, en dat ons deur God geregverdig en skoon gewas kan word, met volle toegang tot God. Ons kan enige tyd gaan en tot die Here Jesus Christus, tot God die Vader bid. Ons het toegang tot sy troonkamer, omdat ons vry is. So verkondig ons hierdie evangelie, ons deel die brood uit, totdat Jesus Christus weer kom. En ja, ons is vanoggend is ons hierso voor die tafel van die Here, waar ons deur simbole Jesus Christus se liggaam wat vir ons gegee is, tot ons redding, dat sy liggaam vir ons gebreek is, sodat ons daardeur geregverdig kan word. Sy bloed wat vir ons gevloei is om ons skoon te was, sodat ons by hom kan wees. So ons gaan nou die nagmaal saam